Ek wil weer terugkom met 'n verwagting volgende. En die verwagting waarmee jy gekom het, is die verwagting waar jy gaan ontmoet vanoggend. My thema is vanoggend, Jehovah Shammah, die Here is daar. Die Here is in ons midde, of ons nou vreugdevol, gelukkig is, benoud is, of ons nou vrees het, of ons seer het, of ons alleen is, of daar siekte is, God is daar. En hierdie woorde, of hierdie liedjies wat ons gesing het, was so duidelik. Dat die Here wil hê ons moet hoor. Hy is so groot. Hy is almagtig. Ons kan nie sonder hom nie. Ek het so 'n paar teksversies wat ek wil deel met julle, verhale of gebeurtenisse in die woord. Die eerste een is die vrou met die bloedvloei. Ek wil so 'n kort stukkie lees, Lukas 8, vers 43 tot 48. As jy die Bybel het, kan jy saam met my blaai. Jy geleentheid gee. Lukas 8, vers 43 tot 48. En 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloei gely het, wat haar hele vermoë aan geneeshede uitgegee het, en deur niemand gesond gemaak kon word nie, het van agteraf gekom en die soem van sy kleed aangeraak. En haar bloedvloei het onmiddellik opgehou. Daarop sê Jesus, wie is dit wat my aangeraak het? En toe almal dit ontken, sê Petrus, en dit wat by hom was, meester, die skade trek en verdrink u. En u sê, wie is dit wat my aangeraak het? Maar Jesus antwoord, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat krag van my uitgegaan het. En toe die vrou sien dat sy nie verborgen gebly het nie, kom sy te bewend en val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. En hy sê vir haar, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Hierdie vrou het gehoor van Jesus. Sy het geweet, hy is in haar skade, hy is daar. Maar sy moes 'n plan maak om daar uit te kom. Sy moes plan maak om deur die skade te kom by Jesus. En toe sy hom aanraak, toe gebeur dit. Toe sy hom aanraak, ontvang sy die krag vir genesing. God is daar as ons hom nodig het. Sy het gehoor en geweet as ek hom net kan aanraak. Sy het deur die skare gegaan net om sy soem aan te raak. En dan kyk ons na Matteus 14:28 tot 32. Petrus loop op die water. Matteus 14:28. Wil vir julle net so 3 van hierdie stories of hierdie gebeurtenisse vertel. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit u is, beveel my om op water na u te kom. En hy sê, kom Petrus. Hy sê, kom, Petrus klim toe van die skei af en loop op die water na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en toe hy begin sing, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek, om gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skei en die wind het gaan lê. Baie keer is ons ook soos Petrus. Here, as dit u is, Here, laat my uitklim. Maar toe Jesus hom antwoord, doen hy die volgende. Hy verlaat sy skei. Want God is daar. Jesus is daar. En hy begin loop, maar toe hy sy oë afval, toe hy sy oë van Jesus afval, en hy sien die storm, die waters, toe begin hy sink. Maar God is daar, toe hom aanroep, toe sê hy, hier is ek, en hy red hom, net tel hom op. Ons is ook so, Here, as dit u is, laat my toe om dit te doen, en dan gaan ons
Dan loop ons op daai water, want ons oë is gefestig op Jesus, dan kom die storm. En ons haal dit van Jesus af. En ons sien hierdie golwe, ons sien die omstandighede, en ons begin een sink. Maar wat doen Petrus? Hy sê, Here, red my. Wat doen Jesus? Hy's daar. Hy's daar so. Hy's in sy midde. Hy vat sy hand en hy sê, klein gelowige, waarom twyfel jy? Dan kyk ons na sy gees. Almal kyk die verhaal van sy gees. Ek gaan net so 'n klein stukkie lees van Lukas 19 vers 4 tot 6. Lukas 19, 4 tot 6. En hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom, en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af, en het hom met blydskap ontvang. Weereens, as ons kyk na Saggeus, hierdie klein mannetjie het gehoor van Jesus. Hy het gehoor, hy moet hierso verbygaan. Hy het gehoor, Jesus is in die dorp. Hy maak plan. Hy sê, my kinders sê, hy moet hier verbykom. Ek gaan vir hom hier inwag. Maar hy's daar. Hy gaan daar wees. En as hy daar is, gaan hy my raak sien. Jehovah Shammah. God is daar. Maak nie saak wat jou omstandighede sê, maak nie saak waar jy jouself bevind nie, God is daar. In midde van die omstandighede is hy nog steeds daar. As ons kyk na hierdie 3 mense, dan sê dit so duidelik. Maak nie saak of jy in siekte geval is of 'n behoefte het nie. As jy deurdruk, sal jy hom vind in die skare. Of as jy die geloof het om te sê, Here, ek verlaat die gemaksone van my, Here, ek klim uit my skeikie uit, Here, ek kom na U toe. Maak nie saak of ons oë afval van Jesus Christus nie, of ons nou skeef trap en 'n fout maak nie, hy is daar om ons te red. Maak jy beplanning om hom te ontmoet. Vat jy die woord van God en sê, Here, ek weet U is hier binne iewerste vir my ook. Here, U moet hier verbykom, ek gaan U vind. Sy gees moes soek. En dit was nie 'n maklike boom om te klim nie. Daar was redelik dorings. En hy het deurgedruk. Want God is daar. Hebreërs 13, vers 5b tot 6 die volgende. Wees tevrede met wat jy het. Want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? God is daar. Waarom vrees ons? Waarom vrees ons vir wat die dag van môre inhou as ons weet wie ons God is? David skryf in Psalm 139. Gee hulle so 'n bietjie 'n toer deur die Bybel. Psalm 139, 1 tot 10 sê die volgende. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van verne gedagtes. U deurvors my gaan en my lê. En U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie. Of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor. En U lê U hand op my. Vers 6. Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my. Te hoog. Ek kan daar nie by nie. Waar sal ek heen gaan van die gees en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, is U daar?
En maak ek die doderyk my bed, kry u, kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die einde van die see woon, ook daar sal u hand my lei, en u regterhand my vashou. Maak 'n saak, waar jy ons wil gaan nie. Ons kan nie van Christus af wegkom nie. Hy is daar. Amen. Maak 'n saak waar jy jouself bevind vanoggend nie. Maak 'n saak wat jou omstandighede is nie. Maak 'n saak of jy in die diepste put geval het nie. God is daar. Al wat ons moet doen. En dit sê die woord vir ons duidelik, ons moet geloof hê in hom. Vertrou my. Glo in my. Hoe wonderbaarlik is die God wat ons dien. Waar sal ek gaan? Waar sal ek gaan, sodat God nie naby is nie? Daar is geen plek. Dawid sê het so duidelik, hy sê, al gaan ek in die hemel in, of in die doderyk in, of ek gaan aan die einde van die ooste of die weste, waar ons nie weet waar dit is nie. God is daar. Nou my vraag vanoggend is, waarom vertrou ons nie die Here nie? Hoekom sukkel ons en hoekom is ons in hierdie mindset, hierdie denkwyse vasgevang dat dis die einde? As God sê ek is daar. As God sê ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, ek is altyd daar. Wat gaan 'n mens aan jou doen? Wat kan die duiwel aan jou doen as God vir jou is? Daar was agter 'n skrifgedeelte hier opgeskrywe. Ja. Wat kan 'n mens aan jou doen as God dan vir my is? Amen. As God vir my is en hy sê ek is daar vir jou, hoekom twyfel ons vanoggend? Hoekom is ons altyd in verwarring? Hoekom is ons op 'n plek waar ons voel, Here, hoekom wil jy deur vir my nie? Waarom is ons in 'n worstelstryd? Ja. Moet ons die besluit neem vanoggend om te sê, Here, op U en in U plaas ek my geloof. Soos daai vrou wat gesê het, as ek net by hom kan uitkom. Weet jy, daai verhaal word daar almal vertel. Haar naam is nie bekend nie, maar dit gaan oor die gebeurtenis, haar deursettingsvermoë, haar geloof in Christus. As ek net by hom kan uitkom, as ek hom net kan aanraak, dan sal ek ontvang dit wat ek wil hê. Hoe lyk die deursettingsvermoë vanoggend? Hoe lyk jou geloof vanoggend? Is ons so Petrus wat eers 'n bietjie huiwerig is, Here, as dit werklik waar U is. Here, praat met my. As U vir my sê, moet dit doen, dan gaan ek dit doen, Here. Kom, sê die Here, gee daai tree. 'n tree in geloof. En wanneer ons op hierdie water begin loop, en ons oë is gefestig op die kruis Jesus Christus, gaan dit goed. As sodra ons afval, sodra ons die omstandighede raak sien, sodra ons begin besef, hierdie watergolwe is eintlik baie groter as wat ons besef het. Dis wanneer ons begin sin. Hoekom? As ons oë van Christus afhaal. Ons geloof het gefaal. Maar dan kom die Here nog steeds weer vir ons, van ons sê, Here, help my. Hoe wonderbaarlik is dit nie? Ons kan skeef trap, en ons kan nog steeds terug, ons sê, Here, vergewe my. Ja. Ons kan die verkeerde dinge doen, en dan kan ons nog steeds terugkom en sê, Here, vergewe my. Maar hy sê ook, doen dit nie weer nie. Volgende daar agter op die bidkamer toe sê, Pastor Adrian, ons is net mense, ons maak foute. Ja. Ons is nie hierdie superhuman beings nie. Ons is nie bonatuurlike mense wat nie foute maak, ons maak foute. Maar as ons 'n fout gemaak het, sê die woord, ek
is getroud regverdig. Ek sal dit vergewe. Al wat jy moet doen is bely. Bely jou sonde, sê die Here in 1 Johannes 1:9. Hy sê, ek dink nooit weer aan nie. Hy sê, ek verwyder dit so ver as die ooste van die weste. Hy sê, gooi dit in die diepste see en hy sit op bord op no fishing. Weet jy wat doen ons? Ons vra Here, vergewe my. 2 weke later kom die duiwel en hy sê, onthou jy? Oh ja, ek onthou. Dan kyk ons wat onder die bloed van Jesus gebeur het. En ons sien ons sonde raak. Ons voel weer skuldig. Daarom Jesus sê, maar ek het jou vergewe. Ek het jou vrygespreek, ek het jou losgemaak. Jy hoef nie so te voel nie. Die vrou het geglo, as sy net deur die skare kan kom by Jesus, sou haar lewe verander in dit het. Petrus het geglo, as Jesus vir hom sê, kom, dan sal op die water kan loop. Sy gees het geweet, Jesus kom nie verby, as ek net in die wille van hom kan wees, sal hy ook by my stil staan. Waar bevind jy jouself vanoggend? Waar bevind jy jouself vanoggend? Die Here sê, ek is daar. Die Here sê, vertrou my. Die Here sê, jy hoef nie te vrees nie. Jy hoef nie bekommerd te wees oor die dag van môre nie. Hy sê, ek is jou voorsiener. Waarom is ons op 'n plek waar ons voel soos alleen? As die Here sê, ek het nooit vergewe nie, nooit verlaat nie. Ek wil hierdie boodskap en net dit op saamvat en vir julle gee. Om hierdie week te begin hardloop. Ek gaan nie baie tyd opneem verder nie. Want die Here het gesê, ek is daar. Daar is ons, ek weet of dit reg is of gestuurlik is of wat ook al, maar ek voel ek wil sê, daar is vir elke ene 'n Jehovah Shammah oomblik in jou lewe, waar God daar is vir jou. So, as jy voel hierdie week, jy kan nie meer nie. Jy weet nie wat se kant toe nie. Die kortste pad is van jou voete na jou knie. En sê, Here, hier is ek. Ek weet, U is daar. Ek weet U is in my midde, ek weet U is in my omstandighede. Nee, ek weet, as ek U aanroep, sal U my red. As U vanoggend hier so sit, en ek weet ek het nie uitnodiging vroeër gemaak, want dit was die regte oomblik gewees. En die aanbidding, om uit te kom te sê, Here Jesus, ek Here, sien my raak my aan. Wil ek ook weer 'n keer 'n geleentheid skep, of jy te sê, as jy vanoggend voel, ek het U nodig, Here. Wil ek hê moet kom vanoggend, die Here is hier, in jou omstandighede, in jou midde. As jy vanoggend sê, Here, net 'n aanraking, Here, Here, voel dit vir my, ek kan nie meer nie. Die Here is hier so om jou aan te raak, om jou te verlos, om jou te gee, die begeertes van jou hart. Soos dan kan ek vir jou vra om te speel. Ek dink, ons moet besef, hoe groot is ons God. Ek wil hê ons moet besef dat, maak nie saak hoe groot jou omstandighede is, en hoe groot jou probleem is, en wat die dokter vir jou gesê het, en hoe jy voel nie. Amen. Ek wil hê jy moet besef hoe groot is God. Amen. Hy kan vir jou vanoggend aanraak. Amen. As jy die geloof het, as jy volgens die geloof het om te sê, Here, ek vertrou met my volle wese 'n deurbraak. Here, ek kom vanoggend met 'n groot verwagting. Here, ek verwag dat U my sal ontmoet op die plek waar ek nou is.
En dit maak nie saak waar dit is nie. Die Here is daar. Jehovah, Shammah. Hy is daar om jou te ontmoet. Hy is daar om jou aan te raak vanoggend. As daar enigiemand is, en ek weet ons het al 'n uitnodiging gehad vanoggend, maar ek wil nog 'n keer 'n geleentheid skep. Ons wil graag saam met jou bid. Dankie Here vir u teenwoordigheid. Here, baie dankie dat ons weet, U is 'n groot God. Here, dankie dat vir ons omstandighede en ons probleme soveel groter. Maar eintlik, Here, kyk ons net verkeerd na die situasie. Ons moet kyk na hoe groot U is, hoe wonderbaarlik U is. En daarom wil ek vanoggend van vra, Here, dat U sal ontmoet elke persoon wat U nodig het vanoggend. Hier, in die plek. Dankie, Here. We worship you, Lord. As jy van hierdie video gehou het, druk die like en subscribe knoppie en lui die klokkie om op hoogte gehou te word van 'n volgende video plasing. Die Here seën.